Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer waar gaan ons die stelling van Pythagoras in die alledaagse lewe gebruik. Ons gaan 4 voorbeelde behandel. Voorbeeld 1. 'n leer rus teen 'n muur. Die voet van die leer is 5 meter vanaf die voet van die muur. Die bokant van die leer is 6 meter vanaf die voet van die muur. Bereken die lengte van die leer. Nou goed, as jy nou kyk daar, kan jy sien, daar is eintlik 'n reghoekige driehoek. En ek gaan vir jou leer dat 'n muur en die grond maak altyd 'n regte hoek, 'n hoek van 90 grade met mekaar. Nou die eerste probleem hier is ons skets is nie benoem nie. So kom ons benoem hom sommer A, B en C. En nou kan ons die lengte van die leer bereken en die lengte van die leer is die skuinsy en ons gaan die stelling van Pythagoras gebruik. Nou onthou jy, die stelling van Pythagoras begin ons mos altyd met skuinsy kwadraat is gelyk aan 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. Nou goed, dit sal wees AC kwadraat is gelyk aan AB kwadraat plus BC kwadraat met ons rede Pythagoras. En nou vervang ons in. AB is 6 kwadraat plus BC is 5 kwadraat. 6 kwadraat beteken 6 maal 6, dit is 36, plus 5 kwadraat is 5 maal 5 en dit is 25. 36 plus 25 is 61. En dan kan ons nou net om AC te kry die vierkantswortel beide kante trek en ons kry dat AC is 7,81 meter. Dit is die lengte van die leer. Voorbeeld 2. 'n boot B is 80 meter vanaf die voet F van 'n ligtoring. Die afstand vanaf die bopunt van die ligtoring tot by die boot is 110 meter. Bereken die hoogte van die ligtoring. So daar kan jy weer eens sien, hier is nou 'n ligtoring en die grond daar maak 'n hoek van 90 grade met mekaar. So daarom gaan ons die stelling van Pythagoras gebruik. En onthou, ons begin altyd die stelling van Pythagoras met skuinsy kwadraat is gelyk aan 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So in hierdie geval gaan dit wees LB kwadraat is gelyk aan LF kwadraat plus FB kwadraat en my rede stelling van Pythagoras. Nou kan ek invervang. LB is vir ons gegee, dis 110 se kwadraat is gelyk aan LF se kwadraat, dis wat ons wil weet, die hoogte van die toring, plus FB kwadraat. En FB is vir ons gegee, dis 80. Dan gaan ons sê, 110 kwadraat is 110 maal 110 en dit is 12.100. Is gelyk aan LF kwadraat is wat ons wil bereken, plus 80 kwadraat beteken 80 maal 80, wat 6400 is. Dan gaan ons dan vir LF kwadraat alleen kry, die 6400 loop oor. 12.100 minus 6400 is 5700, is gelyk aan LF kwadraat. En nou trek ons die vierkantwortel beide kante, om van die kwadraat ontslae te raak, dus sien ons die hoogte van die toring, 75,5 meter. Dit is LF se lengte. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy is ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Voorbeeld 3. A straat en B straat ontmoet mekaar loodreg. Bereken die skuinse afstand vanaf James se huis tot by Sarah se huis. Nou goed, as jy na die prentjie kyk, wil ek net gou vir jou wys, kan jy sien, hulle gee vir jou hierso, dat JR se lengte is 2
miles, en 1,5 vir SR. Moet jou nou nie lam skrik, omdat die lengtes in myle is nie. Dit is net 'n eenheid. So jy gaan op die ou einde dieselfde doen, jy gaan net antwoord in myl. Nou ja, dis baie duidelik, dit is vir jou gegee, hulle ontmoet mekaar loodreg, so met ander woorde, ons het 'n reghoekige driehoek en ons kan die stelling van Pythagoras gebruik. Wat is skynsy kwadraat is 1 sy kwadraat plus die ander sy kwadraat. So, ons het, ons skynsy is JS kwadraat is gelyk aan JR kwadraat plus SR kwadraat. So, ons gaan mos nou daardie afstand bereken en ons skryf Pythagoras. Nou vervang ons in. JR is vir ons gegee, dis 2 se kwadraat, ignoreer die myle. Plus en SR is 1,5 gekwadreer. Dan 2 kwadraat beteken 2 maal 2, dis 4, plus 1,5 kwadraat beteken 1,5 maal 1,5, dit is 2,25. Plus die 4 en dan kry ons 6,25. So ons het JS kwadraat is 6,25. Maar ons wil nie JS kwadraat weet nie, ons wil net JS weet. Dus trek ons die vierkantswortel beide kante en ons kry JS is 2,5 en dan kan jy nou net antwoord in myl, 2,5 myl. Voorbeeld 4. 'n man S staan 12 meter vanaf die voet R van 'n gebou. Hy plaas 'n 13 meter lange leer teenoor die gebou daar by Q en 'n 20 meter lange leer by die bopunt P. Bereken die vertikale afstand PQ tussen die twee leere. So wat ons wil bereken is daardie afstand daar. So wat jy eintlik moet weet is dat PR die gebou maak 'n 90 grade hoek met die grond SR. En vir ons om vir PQ te kry, gaan ons nou die stelling van Pythagoras met 2 verskillende driehoeke werk. Ons gaan eers werk in driehoek SRQ. SRQ is die klein driehoekie, sodat ons daardie afstand kan bereken vir QR. En as ons QR het, dan gaan ons in die groot driehoek PSR weer werk, en dan gaan ons daardie groot afstand kry, en dan gaan ons die twee van mekaar aftrek om PQ te kry. So kom ons begin. In driehoek SRQ, die klein driehoekie, met die stelling van Pythagoras, begin ons. Skynsy kwadraat, SQ kwadraat, is gelyk aan SR kwadraat plus QR kwadraat. En Pythagoras het so gesê. Dan, SQ is vir ons gegee, is 13, is gelyk aan SR is 12 se kwadraat plus QR kwadraat. 13 kwadraat is 13 maal 13, 169, is gelyk aan 12 kwadraat is 144 plus QR. Waar het ek aan die 144 gekom? 12 kwadraat beteken 12 maal 12. Laat die 144 oorloop, 169 minus 144 is QR kwadraat en dit is 25. Maar onthou, ons wil nie QR kwadraat weet nie, ons wil QR weet. Dus trek ons die vierkantswortel beide kante en ons kry dat QR is 5. Net vir jou wys, mens het hier ook 'n vierkantswortel getrek. Goed, nou weet ons dat QR se lengte, die klein lentetjie daar, is 5. Nou beweeg ons oor na die groot driehoek SRP. En in daardie driehoek, weer eens, gaan dit wees skynsy kwadraat, wat in hierdie geval SP is gelyk aan SR kwadraat plus die hele RP kwadraat, Pythagoras. En ons vervang in. SP is 20 se kwadraat, is gelyk aan SR is 12 se kwadraat plus RP kwadraat. 20 kwadraat beteken 20 maal 20 is 400, is gelyk aan 12 kwadraat is 12 maal 12 is 144 plus RP kwadraat. Laat die 144 oorloop, dit word 400 minus 144 en dis 256 is RP kwadraat. Nou trek ons die vierkantswortel beide kante
om van die kwadraat ontslae te raak en die vierkantswortel van 256 is 16 is RP. Met ander woorde, daardie hele lengte RP is 16. So wat was die vraag? Die vraag was, gee die afstand PQ. So wat ons gaan doen, is ons gaan sê, PQ sal wees die hele PR minus QR, die kleinstukkie. Dus 16 minus 5 en dit is dan 11 meter. In die volgende video bespreek ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor die stelling van Pythagoras. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.